Ja, wat 'n pragtige plek. Ons sal hom môre behoorlik deurstap voor ek terug gaan huis toe. Ja. En nou wanneer jy by die hoofingang instap, dan is dit soos jy sien, dan is hier 'n sitkamer effek. O, gats, kyk daar. Ander manne sit vas. Ja, is jongetjies, meeste van hulle. Ag, hierdie kyk. Oh, mooi. Kyk hierdie mooi bome. Hier is meelperde links. Ver is ook een. Hallo gorgeous. Hallo gorgeous. Daar is nog eentjie daar. Tweeling. Kom maar wat 'n tweeling is dalk. Oor die 10.000 hektaar Afrika wildernis, gebroke topografie, lopende oop water, groot rivier deur die middel van die plaas, nie op die grens nie. Goed ontwerpte herberg, pragtige, mooi netjiese, goed ontwerpte herberg, op 'n eiland waar 3 riviere bymekaar kom. As dit vir jou interessant klink, kyk hierdie video. En as jy belangstel om hierdie plaas te koop en jy die fondse beskikbaar, kontak my. Die van julle wat wil weet hoe lyk Bokmakiri, so lyk Bokmakiri middestad. Tussen Louis Trichardt en Messina. En daar staan die ossewaantjie waarmee ons op reis is. En ons gaan nou die diep bosveld binne. Ok, die van julle wat wil weet hoe lyk Mopani. Hierdie is Mopani middestad. Ek dink is 'n ou treinstasie. Maar hier is 'n myn ook. Maar dit lyk maar aardig hierso. Dis maar armoedige vervalle. Dis hoe Mopani lyk. En hier is ons dwars deur Mopani. Asai, hier is ons in die diep Messina bosveld. En die pragtige krimetatte begin hulle self wys hierso. Heel rybare grondpad. Kyk, wanneer jy by die hek inry, is dit wat jy sien. Gewone bosveld. Ek sien heelwat Mopani, maar ook ander harde kool. Daar is die ossewaantjie. En hierdie is 'n klapperboom. Mopani, ek sal later 'n veldontleding doen. Maar dit is hoe dit lyk hier in die diep Messina bosveld. Die Iwe Professor en Petroleum. Ok, ons is besig om in te ry in die plaas in. En joe, kyk hier sulke mooi sandslote. Hierdie is 'n harde koolboom wat hier staan. Swart bepenk. Hulle in die sand. Hierdie lang bome, lang doringbome word genoem slaploot. Jy sien baie verskeidenheid bome hierso. Hier's heelwat Mopanies, maar hier's heelwat ander ook. Rosyntjie bos en alles. En die grasbedekking is goed. En hier gee padte. O, hier's 'n troppie rooibokke.
En is mak, kyk hoe staan hulle vir ons en kyk hier so. Is nog op pad in na die kamp toe. Ah, sy kameelperde, hier was nou rooibokke ook gewees. Daar is nog kameelperde en rooibokke. Nee, nie nou sien. Dis nog Kameelperde. Kan maar net bly ry. So funksioneer hy. Of jy kan stop. Stop as ek hulle afneem. Hoor, is Ek dit spyt? foto opneem. Hier laat hulle die water so natuurlik 'n pannetjie maak vir 'n suiping. Hier so waar nog rooibokke. Hier is vreeslik moer baie rooibokke hier so. In 'n hondmak. Ah, hier is 'n mooi stuk water. Ons gaan nou hier oor dit gaan met 'n keerwal. Pas op vir die krokodille. Ah, is blou reiers en dinge. Baie mooi hierso. Hallo mevrou. Hey, kom ons by die herberg aan. Right, hierso is ons by die herberg. Wees slim, skryf in. Okay, hierso het ons nou gearriveer. Ek gaan nie nou die kamp deurstap nie, want dit is al namiddag. Ons moet gou in die veld gaan ry. Ek sal môreoggend voor ek terugkom, voor ons terugry stad toe, sal ek gou die kamp behoorlik om deurstap. Maar dit is beautiful hierso. Dit is beautiful. Die kamp is toegespan. Ek sien met elektries. Kyk net. Hier is ek in professor se kamer vir die aand. Hallo professor. Maar ons gaan nou eers gou in die veld inry. Hierso is die voorkant van die herberg. Maar ek gaan hom nie nou deurstap nie. Ons gaan hom môre. Ek gaan net eers die swembad met die uitsig oor die rivier. Ek sal hom nou deurstap. Ag, môre, sal hom môre deurstap. Net so voorsmaakie gehou. Want kyk hoe mooi is dit hierso. Ek sal môre die plek mooi kom deurstap. Ons gaan nou veld toe, maar net so voorsmaakie vinnig. Ons het nou hier aangekom. Pragtig is dit hierso. Jo. Kyk hierso die rivier. Jo. Ja, wat 'n pragtige plek. Ons sal hom môre behoorlik deurstap voor ek terug gaan huis toe. Ja. Ja, baie mooi. OK. Kom ons gaan veld toe. Daar's hy. Ons is op pad veld toe. We're on safari. We're on safari. Hierdie is grootendeels Mopani-veld. Die deel waar ons nou is die grond redelik hard, klipperig, sulke golwende, dit is nie berg nie. Golwende reintjies. Baie mooi. Mooi droë bome, knoppies horingbome.
Hier, ons ry altyd in die rivier, hier aan ons linkerkant. Kan ek stadig deurry. Sulke droë rivierslote waardeur mense ry. Rooibokke daarvoor. En dan mis jy die rooibokke. Oor daar, het rooibokke. Hulle het hier in die bos in verdwyn. Oor daar is hulle. Mooi ram. Waarheen is hy op pad? Hy wil oor die pad kom kyk. Hy wil daai kant wees. Kyk waar kom ons hier aan. En kyk hier 'n rivier daaronder. Joe. Hier is ons op so 'n kraansie bo kan die rivier. En die natuurskoon is buitengewoon. Baie mooi. En we're on safari. We're on safari. Petroleum. We're on safari. Gistermiddag het ons 'n buffel en 'n kudu agterop gehad. Hier staan 'n troppie rooibokke. Ah. Of julle kan sien nie. Of julle kan sien met die kamera op die appie. Weer 'n paar rooibokkies. Oeps. Ry hierdie bos mes. En dan hier is die rooibokke. Dit is meestal Mopani-veld. Mooi groot Mopani's. Hierdie is die rivier. Die water is daar agter daai klipbanke. Krimitat, jong krimitatboompie. Ek het nog nie 'n massiewe groot krimitatboom gesien op hierdie plaas nie. Kyk die interessante wolkformasies. Is die skietbaan. Dis die skietbaan hierso. Okay, hier kom ons naby die rivier. Dis 'n ander voertuig wat hier iewers vassit blykbaar. O, hier sit hulle. O, gats, kyk daar. Hulle sit vas in die water, in die rivier. Maar ek wys vir julle die rivier, nie hoe hulle vassit nie. Ander manne sit vas. Ons help hulle gou hier uit. Goed, dit ek het oor dat rou. In die middel. Dit is 'n bietjie. 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 Dit is 'n bietj
Hierdie massiewe boom hier teen die rivier. En hier is nog massiewe bome, baie mooi. As hy, so die ander manne uit die rivier uit gehelp. Right, die klim ons hier uit die rivieroewer uit. Ons terug in die Mopani veld in. Hier staan kameelperde. Bietjie nader en hulle kom daar. Hallo. Hallo. Dit is 'n baba. Ja, hy is jongetjies, meeste van hulle. Ag, hierdie kykie. Wat is dit? Baba kom jy op bed? Stop gou vir 'n foto. Volstruis daar in die pad. Sien jy nog volstruis en nou so nie. Is hy volstruis nou weer. Dit is 'n mooi topografie, op en af, nie berge nie, net op en af, en reintjies en so. Skrikkelike mooi topografie. Hier gaan ons weer deur 'n droë rivier loop en dis nie dieselfde rivier nie. Oh, mooi, 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 mooi. Kyk hierdie mooi bome. Mooi vrou, mooi hond. Kyk hy varke. Kyk hy varke. Hier gaan ek net vir julle 'n voorbeeld gee van 'n syping in die veld. Hierso eerstens sien ek is sonpanele. So ek weet nie presies waar die boorgat is nie. Voerbakke. En dan jou waters, daar is die skuiling, ons gaan nou 'n bietjie nader stap. Waters, helder water, kyk hoe swem die vissies hier in. Hier in hom rond. En dan, daar is ook 'n sonpaneel. En ek sien die water, hy loop hierso in. Sekerlik 'n sonpomp. Hoe loop hy hierso? En ek sal nie verbaas wees as hierdie die boorgat is nie. Daar sien ek ligte en goed daar binne. So dis die boorgat. Hierso is sonpanele. En dan loop hy loop in daai ene in, dan loop hy oor hierso, dan loop hy in hierdie ene in, en dan loop hy uit daar aan die ander kant. En jy wil hê, jou water moet so uitloop vir die varke. Varke is lief vir sulke water wat so op die grond is. En dan loop hy nou hier verder. Ja, dis sonpaneelwater. So dit kos jou niks. En die water is hierso. Kom ons gaan kyk net gou-gou. Daar so die jagskuiling. Okay, hier is die jagskuiling. Een rigting glas. En jy gaan seker hier in die agterkant gaan jy ingaan. Hierso gaan jy ingaan. En dan gaan jy nou hier. Hy gaan natuurlik ja, as 'n put, ek gaan nou hier ingaan nie. Maar hy slaag af en ek kan sien hy skoon en netjies daaronder. So jy gaan redelik op grondhoogte. Gaan jou gesig wees.
En dit is die uitsig wat jy gaan hê. OK, daar is hy, baie netjies. Hierdie boom met die groen stam is die gewone kanidoot. Hierdie is 'n witgat. Hier is nou weer 'n mopani. So, en kyk, hier is nou weer doringbome, akasias. So ek wys vir julle dat die veld het 'n verskeidenheid. Is mopani veld, maar dit is nie net mopanis nie. Kyk hoe staan die doringbome hier, baie goeie takvoer. Mopani self natuurlik ook goeie takvoer. So, kyk, hier is meelperde links. Ver is ook een. Hallo gorgeous. Hallo gorgeous. Hallo gorgeous. Boom. Is ek nou nie seker, ek dink dit is 'n appelblaar, maar ek is nie seker nie. Mooi groot boom met groot blare. Ry ons nou so op so 'n hoogtetjie. Mense het nou so 'n uitsig hierso. Mense kan dit nou nie lekker sien met die kamera nie, want dis te veel bome. Maar ons is nou so op 'n hoë plekkie. Hierdie plaas is nou regtig 'n geval van never a dull moment, want jy is heeltyd op en af en omdraaie en groot bome en digte bosse en oop areas. Voels wat opvlieg. Dit is nie sommer net plat soos 'n tafelblad nie, dit is rarig, dit is so 'n interessante topografie. Dit is eintlik 'n jagjemmel hierdie, as ek dit so kan stel. Dit is 'n mooi interessante kremataatboom. Jy hoor wat sê ek? Van interessante topografie. Never a dull moment. Sulke droë rivierbeddings. Heeltyd op en af en interessanthede. Hier is nou weer 'n knoppiesdoringboom. Kyk hierdie, wat se boom is hierdie? Is dit 'n Impala lelieboom? Of wat? Ek sal sy naam moet gaan soek. Ek het sy naam gehad, maar toe kon ek nou, toe vergeet ek weer. Nee, hierdie nie. Hierdie is kanidote. Hier is daar 'n jong krematuitjie. Nog 'n rivierloop waardeur ons ry. Nog 'n rivierloop. Hier kruis en dwars hier die renplaas wel. Hierdie is nou weer 'n Willisse ring. Ja. So. Wys maar net al die verskillende tipe bome wat jy kry hierso. Hier gaan ons weer 'n hoogtetjie op en hier is 'n pragtige kremataatboom. Wow. Dis nou 'n mooi kremataat.
Hierdie is alles bergse ringe. Ek het nou nog gesê Willis ring, maar ek dink dit is bergse ringe, want dit is so hier op die koppe. Ook mooi groot bome. Hier is weer kameelperde. Hier in die bos ingepad. Hulle hardloop mos gewoonlik nie ver nie. Sien hom wragtig nie. Waar is hy nie? Een mooi krummetat. En een mooi vrou en een mooi hond. Sterk bos. Hier is ook een mooi krummetat. Kyk hierdie interessante rank vetplant. Ek weet nie wat dit is nie. As daar een van julle is wat weet wat se plant hierdie is, laat weet my asseblief, skryf hier onder. Dankie. So hou die interessante plekke net aan en aan en aan. Ja, sulke sandslote. Op en af die hele tyd. Sonder dat dit bergagtig is. Net op en af en interessant. Interessante krummetat. Nee, hy is nie dood nie. Ja, hy lewe. Hy donker. Klipformasies, gelykgrond, grysgrond, sandgrond. Alles op een plaas. Aha, nou val dit my by wat se boom daai is. Dis die sesambos. Transvaalse sesambos. Hierso is weer kameelperde. Een kalfie is nog klein. Daai mamma. Ag, kyk hy babietjie. Mamma, jy moet vir jou kalf kry. Daar is nog eentjie daar. Tweeling. Kom maar wat 'n tweeling is dalk. Maar van hier lyk hulle nie so klein nie. Sien jy? Hulle is bietjie ouer. Dalk 'n paar jaar. Nee. Stop vir my so binne in die water. Of gaan jy vassit? Nee, jy sal nie vassit nie. Gaan nog so 'n bietjie vorentoe dat ek die water se loop mooi kan vang. Okay, so, daar's hy. Daar's hy, dankie.
As hy dankie. Ja, want dat is 'n ou keewal. O ja. O ja, dit is lank terug weggespoel. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. Ok, ek gaan gou vir julle die slaghuis wys. So hierso is 'n netjiese drein waar die skoonmaak afgespoel word. Hier is die hakke en die winches en die dinge en die reëlings waarmee die karkasse ingevoer word in die yskas in. Netjiese werksblaaie. Kyk hier, rubberstewels vir die werkers en hierdie voorskote en dinge en hierdie worsmasjien wat ek wil beskryf as 'n industriële worsmasjien en vleis saai en dinge en dan is grasdak en sement alles netjies skoon en dan die instap koelkamer. Hy loop op die oomblik, hier hang 'n paar karkasse en stukke vleis. Ja, alles baie netjies. Dis hoe 'n jagplaas moet lyk. Maak 'n harde vuurtjie soos hoope hout. Ek sien dit is netjies gebind in bondels. Dis natuurlik deel van jou produk, van jou plaas, nie om te verkoop in die garages in die stad nie, maar om jou gaste mee te onthaal. Dit het 'n groot waarde. Dit is waaroor die Bosveld gaan. Dis jou aand om die vuur. Baie indrukwekkend. Ok, dis kort voor sononder. Ons het toe dit betyds terug uit die veld uit om vir julle, ek gaan sommer nou die herberg deurstap. Daar sit professor en ek begin hier op die mooiste plek. En jy kyk hier uit oor die rivier. Dit is idillies mooi. Ek gaan weer 'n 360 maak dat ek vir julle die bome ook kan wys. Kyk net hierso. Hierdie is 'n annaboom, groot annabome. En ok, die stuk rivier het ek nou 'n slag vir julle gewys al. En die swembad is ook op 'n baie mooi plek gebou. Is hier aan die voorkant. En so aan, maar ek gaan nou van daar af stap. Ek het net gedink ek wil hierdie heel mooi gedeelte heel eers vir julle wys. Ok, kom ek wys hierdie herberg vir julle van die voorkant af. Jy stap nou hier in by die hoofingang. En dit is wat jy sien. Ek gaan net gou hier uit die son uit. Hierso, dis die swembad hierso. En dan is dit nou, jy kyk nou uit op die rivier daar in die verte. En dan is die hoofingang, gaan nou daar instap. En dan daar is die chalet, daai kant, ok. So, dan gaan ons gou. En nou wanneer jy by die hoofingang instap, dan is dit wat jy sien. Dis nou 'n portaal met baie trofeeë en dinge. Alles grasdak.
en sementvloere. Dan is hier 'n sitkamer effek. Waar sit 'n mens die ligte aan? En ja, dis al, dan stap jy deur. Hierso. Ok, nou kom ons stap hom reguit deur. En dan hierso is nou die Boema vuurmaakplek. En hierdie massiewe groot bome en die kroeg en handewasplek en so aan. En weer eens, jy is altyd bewus van die rivier. En die rivier is hierdie kant ook. Ok. So ons het daar deurgestap gekom. En dan hierso is 'n eetkamer gedeelte, dan seker sal mense dit noem. Soos ek sê, jy is altyd bewus van die rivier hier langs jou. En hierso eetkamer gedeelte. En jou pilare is harde koolstompe. Sementvloere, kandelare, grasdakke. Kyk, hier is die swembad nou hierso. En hierso is daai sitkamer waar ons ingekom het. Ok. En dan as jy nou hierso so instap, hierso is die industriële kombuis met ingerig om 'n groot groep mense op 'n slag te onthaal. Grasdak, sementvloere, ligversorgers. Hierdie is die opwasgedeelte. Petroleum. Spens opwasgedeelte. En dit stap direk uit van buite af. En naby die kuier en onthaalplek, hallo, is toilette en badkamers en so. Dat mense nou nie na jou chalet hoef te stap as jy gou wil het raai loop nie. En dan hier naby die kuier en onthaal area sien ek kamers. Ek gaan nie hier instap nie. Ek weet nie of dit belangrike mense se kamers is dalk nie. Ek dink in elk geval dit gaan gesluit wees. So ek gaan nou nie hier instap nie. Dis of belangrike mense of werksmense. En dan stap jy nou so om na die chalets toe waar ek en professor onder andere ingeboek is. En ek gaan net eers hier so. Hier is 1, 2, daar is 2, daar is nog so omtrent 6 of 8 ek sal hulle nou tel. Ok, ek gaan gou hier afstap. So hierso is chalet, so 2 chalets, deel 1 so stoepie. Skakelchalets as jy dit so kan noem. Droë rivierbedding hierso. Massiewe groot bome. Kyk hier al die groot bome. Kyk dan, hier is die tweede skakelchalet, so dit is 4 nou. En dan hier is die derde stel. Maar ek sien hulle is nommer 7 en 8, want ons is in nommer 7 ingeboek. So lyk vir my is 8 sulke kamers. Elkeen het so stoepie wat hulle deel. Ek sal nou vir julle weer daai gaan wys waar ek en professor ingeboek is.
So. OK, en dan die badkamer. Hallo. Stort. Is nie self-catering nie. So ons gaan maar almal daar by die onthaalarea eet en so. OK. En daar is ook 'n plassie water. Kan jy hom sien daar? Kom ek kyk of ek hom ingezoom kry. Daar is hy. OK. Net vir oulaas die herberg hier uit 'n ander hoek uit. So is die ingang. So ek het nou so omgestap. Hierdie is die chalet gebou. Hier staan die ossewaandjie, ons is hier ingeboek. So dis hoe dit hier so lyk. Ja, en ek kan vir julle wys. Kan net ook vir julle wys die heining rondom die herberg. Kan sien is geelektrifiseer. En is om goeders uit te hou. Aha, hardekoolvuurtjie. Ek gaan nou ander mense opkom, maar vir nou is dit net ek en professor petroleum en ons spat hier vonkies in die rivier. Sak die son. So maar son onder. Nu weer die bobbejaane kan hoor. En 'n hardekoolvuurtjie. 'n Hardekoolvuurtjie teen die ondergaande son. John, other thing Tuesday. We have to go to 4 o'clock. We have to just go to something there. You can join us. Hardekoolvuurtjie. Buffelvleis. Buffel en netvet. En ja. Waar is die buffel gejag? Reg op hierdie plaas. Op hierdie plaas. Vanaand eet ons buffelvleis. Trek nie skeef soos Kain se rook nie. Trek reg op soos Abel se rook. When they nice and crispy and brown, they're good to come off. They've got in under the socks and gaiters Yeah, they do. and everything. They do. Hier is die klaar produk. Professor is besig om vir my buffel in te skep. Buffel en kudu. Hoe is dit myne? Dis hoe die rivier lyk in die nag. In die stuk donker met die spotlight op. Goeiemôre professor. Dis koffietyd. Die sonnetjie is op en dit is koffietyd. Petroleum is ook hierso. Daar is hy. Die sonnetjie is op. Ons het klaar ons koffietjie gedrink. En kyk net hoe mooi is dit hier van die kamp af. Die watertjies. OK.
Totsiens, pragtige wildplaas. Ek gaan op pad uit nog 'n paar foto's neem, 'n paar video's maak, maar totsiens vir die kamp. Wees slim, skryf in. Goeiedag, ek is Tjaka Erasmus, jou eerlike prokureur in die wildbedryf. Ek verkoop wildplase en ander eksotiese eiendomme vir kommissie. Daar is 3 dinge wat jy moet doen. Like hierdie video, teken in op hierdie kanaal en tinkel my vir besigheid. Daar is iets net wat ek wil sê van hierdie plaas, is oor die 10.000 hektaar. Ons het nie tyd gehad om die hele plaas deur te ry en of al die geboue te besoek nie. Ons het, wat die veld aan betref, ja, het ons 'n goeie verteenwoordigende. Jy sal 'n goeie idee kry hoe die veld is uit hierdie video uit. Maar ons het baie geboue, ons het eintlik net die hoofherberg, die hooflodge afgeneem. Hier is eienaarshuise, hier is bestuurdershuise, hier is werkershuise, die slagplek het ek gevang. Hier is 'n vliegtuigaanloopbaan, hier is loodse of hangers in Engels vir helikopters. So ek het nie by alles uitgekom nie, maar hierdie jy gaan 'n goeie idee hê uit hierdie video van wat op hierdie plaas is, en ek moet jou sê, ek is baie beïndruk met wat ek hierso sien. Dit is bitterlik mooi hierso. Baie dankie. Daar op daai boom sit 'n blou reier, maar ek weet nie of jy hom kan sien. Ek weet nie of mense hom kan sien op die kamera nie. Maar hy is daar. Daar het hy nou gevlieg. Seker maar 'n lisensie. Hy stadig en ek kyk of ek hulle kan vang op video. Hierso is, hier's klomp wild. Stadig, amper stop. Rooibokke. Hier by die water. Hier staan 'n eland. Kyk, gaan so stadig vorentoe. Dus kyk wat sien ons nog. Die rooibokke en die bobbejane het pad gegee. Stop. Dan kameelperde. Kan maar so stadig bly beweeg, maar nie. Hier staan hy nie by ons. Kijk, bly maar so stadig beweeg. Goeiedag al julle jong kinders, seuns en dogters en jong mense wat belangstel om grootwildjagters en veldwagters en toergidse in die Bosveld te word. Dis weer tyd vir oupa Tjaka in die Bosveld. En oupa Tjaka het 'n interessante plant wat ek vir julle wil wys vandag. Ons is hier in die Messina Bosveld en hier is 'n baie interessante plant. Hierdie is 'n baie groote, hulle is nie altyd so groot nie. Dis 'n Impala lelie. Dis al 'n ou groote en 'n ou ene. Hulle is baie maal sien jy hulle net so groot. En jy kry hulle net hier in die droërige, soet Bosveld. En hulle is ook nogal lief vir 'n klipperigheidjie. En ek gaan vir Elisabeth vra om nader te stap vir julle die mooi blommetjies. Impala lelie se blomme. Baie mooi. Ja. So dit is 'n interessante plant van hier in die
droë soet gelyk Messina Bosveld. Daar's hy, hier is ons by die hek waar ons uitgaan. Totsiens, mooi wildplaas. Dit was 'n baie aangename verblyf. Verseker. Professor, kyk vir my, laat die kamera op my bly. Hier's eienaarshuise, hier's bestuurdershuise. Sorry, sy wil nou in die kar klim met daai tjoef. Sy nou in toef gaan rol. Hulle maak so, honde. Hier is eienaarshuise, hier is bestuurdershuise. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out.
Wees slim, skryf in.
Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out.